en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 33 vers 2 en vers 5, waar ons 'n gesaghebende verklaring van Genesis hoofstuk 1 se eerste verse ook kry. Psalm 33 vers 2 en vers 3. Sing nuwe sange net gebore uit andere van die skoonste kind, trompet geklank met hemelbore, oor dan sê vir Gods lieve guns, wat ons toegeseg is, in Gods woord wat reg is, het ons hart verbly, en Gods almagswerke, sien ons op sy werke, oor en reg soos hy. Die heersing voor die skepingsmagte, wat lewe uit die dood gebied. Uitspreekte staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit het geskied. Los is die tirane, zweef verniet op plange, in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat op bedag is, en verbreek al raad. Geliefde broer en suster, ek gaan nie weer die Psalm aankondig nie. Psalm 105 vers 5 en 6 sal ons na die wet sing. Ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal. Hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister, broer en suster. Nee, dit is na die wet. Broer en suster, ek sal dit gou verduidelik. Ons het dit in die Bybelstudie gehad. Die liturg is nie veronderstel om die lied na die wet weer aan te kondig nie. Dis die spontane reaksie van die gemeente op die wet wat hulle gehoor het.
En ek sal dit ook nou nie weer sê nie, want nou het ek presies dit gedoen wat ek nie moes gedoen het. Ons luister na die wet van die Here, Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onderop die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U is die groot beplanner van die heelal en die skepper van ons lewens. Ons nader die troon van genade met diepe eerbied en aanbidding. U is die enige en ewige God wat U self so ryk aan ons geopenbaar het. Ons loof U dat U nie soos die afgode is wat koud en ver staan nie, maar dat U 'n getroue Vader is wat ons in U hande vashou. U het ons uit die chaos geroep om U kinders te wees en uit die oorvloedige liefde
wat uit U uitvloei, skenk U vir ons elke goeie gawe. Here, wanneer ons opkyk na die heiligheid en die rykdom van U genade, bely ons met skaamte ons sonde. Ons het U handewerk in ons lewens dikwels met ons eie waan en ons selfsug en ons opstandigheid bemors. Ons gedagtes, woorde en dade getuig te min van U heerlikheid. Skenk ons U barmhartigheid, Vader. Was ons skoon van alle ongeregtigheid en herstel U beeld in ons. Ons bring die woordbediening van U gemeente vandag in diepe afhanklikheid voor U. Seën die prediking van die heilige woord. Here, U woord is kragtig, dit skep lewe en rig die chaos in ons harte. Ons bid dat die prediking nie bloot menslike woorde of leë teologie sal wees nie, maar 'n lewende ontmoeting met U. Gee vir U diensknegt die regte woorde en vrymoedigheid om U geheimenisse tot die gemeente te bring. Laat die Heilige Gees soos 'n lewende vuur deur die prediking werk. Mag die Gees U verlossing in ons harte vasbind, sodat die gemeente warm gemaak, getroos en geheilig word, om meer soos ons Here Jesus te lyk. Ons vra al hierdie dinge nie uit eie verdienste nie, maar alleen in die allerheiligste naam van ons Here Jesus Christus, wat die volle losprys vir ons betaal het, en ons ewige voorspraak langs U is. Aan U die Vader, die Seun, en ook U Gees, die enigste en volmaakte God van liefde en majesteit, kom toe, al die eer, die lof, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Liefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Ons lees eers Genesis hoofstuk 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was, ons kan aanblaai, woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Dan kry jy 'n verklaring van hierdie verse in Psalm 33 vers 1 tot 22. O regverdig is jubel in die Here, 'n loflied betaam die opreg is. Loof die Here met die, dis te vinnig gewees, loof die Here met die siter, psalm sing tot sy eer met die 10-snarige harp, sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompet geklank, want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief, die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop, hy bære die watervloede weg in die skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek en dit was, hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies, hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood,
Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Dan in katekismusprediking, broeders, gebruik jy gewoonlik en susters die Ou en die Nuwe Testament, en daarom lees ons dan ook Paulus wat ingaan op die Ou Testament in Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, en na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Dis 'n baie lang sin, dis eintlik net een sin in die Grieks, en daarom is dit ook baie lank in die Afrikaans. Ons staan stil by ons teks, en dit is Sondag 8. Hoe word hierdie artikels dan ingedeel? En die artikels is die apostoliese geloofsbelijdenis, of die 12 artikels, waarna terugverwys word. 12 artikels is ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, ek glo in God die Heilige Gees. U sal dit tog onthou. En dan staan daar die antwoord in 3 dele. Die eerste deel handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiliging. Nou ons gebruik, daar's 2 vrae en antwoorde, en hulle is dan die 2 tekste vir die 2 onderskeie preke. En die eerste preek is die eerste vraag en antwoord, dan die teks. Die 3-eenheid, broer en suster, is altyd vir die mense nie 'n maklike ding om te verstaan nie, en ek wil 'n beeld gebruik wat ek dink dit vir ons makliker kan maak, maar ek wil dadelik begin deur die beeld te kwalifiseer. Dit is net 'n beeld, en daarmee probeer ek nie sê dat enige afbeelding van God op enige manier geregverdig of reg is nie. Ek verwys u na die saadkorrel van die vorige week, waarin daar 'n artikel was oor die kerkgebou van Calvin in Genève, wat voorheen 'n Rooms-Katolieke kathedraal was. En daarin het ek vir u vertel dat toe die hervormers daardie pragtige kathedraal oorgeneem het, het hulle letterlik, ons sal sê, die kinders sal nou nie weet wat wit gipsverf is nie, het hulle verf gevat en hulle die kathedraal binnekant wit geverf, oor alles. Hulle die beelde uitgehaal, behalwe vir enkele dele van daardie kathedraal, wat u ook sal in die artikel sien, waarna verwys is. So, die hervormers se standpunt was dat jy het nie enige afbeelding of toneel van God in die gebou nie, terwyl die Rooms-Katolieke het die standpunt gehuldig dat die gewone mense is leuke en hulle kan nie die Bybel verstaan as hulle nie 'n prentjie sien nie. En daarom het hulle in die nat pleister het hulle geskilder.
En hulle noem daardie pragtige skilderwerk binne in daardie natpleister van die plafonne, soos wat ons het sal sê, noem hulle 'n fresco. En jy ken die baie bekende fresco van Michelangelo, wat hy juis ook 'n afbeelding maak van God wat Adam aanraak en so op daardie manier lewe aan Adam gee. Ek is seker u weet dat dit is hoe die kathedrale lyk in Europa. Nou broer en suster, ons as gereformeerdes doen dit nie so nie. Jy kan rondom my kyk. Ons doen dit nie so nie. Maar wat ons wel het, is ons het 'n belydenis. En ons belydenis wil baie definitief hê dat ons 'n duidelike beeld van God moet hê. En nou wil ek vir u vra dat u saam met my deur die woord belydenis, as dit ware, in die gereformeerde kathedraal, iets van die toneel van wie God is aanskou. Maar ons gebruik woorde. Ons gebruik nie fisiese, sigbare afbeeldings nie. En tog, wanneer ons die woorde hoor, dan gebeur daar ook iets in ons gedagtes en kan ons iets sien van wie God is. Dis maar hoe mense is. Ons stel vir onsself dinge visueel voor. So ek wil u nooi, stap saam met my in die gereformeerde belydenis-kathedraal in en aanskou 3 tonele. Want ons belydenis sê baie duidelik hier in Sondag 8, in vraag en antwoord 24, daar is 3 baie duidelike tonele wat jy kan aanskou. Die eerste toneel gaan oor God die Vader en die skepping. Die tweede toneel oor die Seun en ons verlossing. En die derde toneel oor die Heilige Gees en ons heiligmaking. Dis dan ook eenvoudig maar die punte wat ons sal volg in hierdie preek. So kom ons kyk na hierdie eerste majestueuse toneel van God die Vader en ons skepping. U sal tog verstaan, broer en suster, dat hier dink ons onmiddellik aan die boek Genesis. Ek meen, dis immers die betekenis van die naam van die woord Genesis. Dit beteken begin. En daar lees ons dat in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Ons lees van die Gees van God wat oor die waters gesweef het, wat woes en leeg was. En nou wonder ons, hoe moet ons hierdie woorde van Genesis 1 vers 1 tot 3 verstaan? En die oomblik as jy gaan kyk, en jy doen skrif met skrif vergelyking, na Psalm 33, dan besef jy, God drie-enig openbaar homself aan die begin. In die eerste woorde van die Bybel, sê hy wie hy is. Dit is die Vader, deur die woord van die Here, is die hemele gemaak, en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Met ander woorde, die Vader het die beplanning gedoen, dis die Vader wat spreek, maar hy doen dit deur te spreek, deur die woord te gebruik. Met ander woorde, die Seun, die Logos van Johannes hoofstuk 1, en die Gees van God is skepend besig om orde te bring in hierdie skepping van God. So in die eerste woorde, Genesis 1, vers 1 tot 3, kry jy reeds die drie-eenheid. En ek begrond dit op Psalm 33, vers 6, die Heilige Gees se eie verklaring van Genesis 1 vers 1 tot 3. So God het alles met groot sorg en fyn beplanning gedoen toe hy geskep het, toe hy orde gebring het in die chaos. En dan kom daar hierdie opeenvolging van mislukking as gevolg van die mens. Dit begin by die baie bekende voorbeeld van Adam en Eva in Genesis hoofstuk 3. Nou as jy saam met my na hierdie toneel kyk van God wat orde bring in 'n wonderlike nuwe skepping, is daar ewe skielik hierdie ontnugterde beeld van Adam en Eva wat probeer om vir God weg te kruip tussen die plante van die tuin en hulle naaktheid te bedek met vyeblare. Ek kan
10, hoe dat Adam en Eva vir God probeer wegkruip. Hoe dat hulle verleë is oor dit wat gedoen is. En dan herhaal hierdie patroon in die mensgeskiedenis, sommer in Genesis hoofstuk 4 het jy kan ek sien hoe dat Kain sy broer Abel doodslaan. Uiteindelik kom jy by Genesis 6 tot 8, en daar aanskou ek die totale mislukking van die mensdom, deurdat God weer eens moet kom en 'n oplossing moet gee en vir Noag sê, dit is hoe die ark moet lyk, want ek gaan hierdie wêreld met 'n watervloed verdelg. Jy kan maar weer gaan lees ook maar dit wat geskryf is in die saadkorrel, hoe dat ons weet, hoe dat God op 'n wonderbaarlike wyse sy skepping herskep het, vernuwe het. En dit is die patroon wat die Bybel volg in God se handelinge. Dis skepping en herskepping. En dit laat my besef dat die blote feit dat ek hier staan en kan asemhaal, broer en suster, is die werk van God wat my asem gegee het en my lewe onderhou. Dis die skepingskrag van God, en as ek môreoggend my oë kan oopmaak nadat ek geslaap het, dan is dit nie maar net biologiese prosesse wat in my liggaam verloop het en ek het wakker geword nie. Ons het mos 'n verklaring vir alles. Maar ek sien myself as dit ware in hierdie eerste toneel in die belydenis-kathedraal van God wat skep en herskep in sy goedheid en in sy liefde. En hoe dat hy ook my lewe en die lewe van my geliefdes onderhou. Maar stap saam met my 'n entjie dieper in hierdie belydenis-kathedraal in. En kyk saam met my weer op na die tweede groot toneel daarin. As ons daarna kyk, broer en suster, handel dit en die deurlopende tema daarvan is God die Seun en ons verlossing. Ons belydenis sê dit tog vir ons in die antwoord. Hier verander die toneel aangrypend. Ons het oorgeskuif van die Ou Testament nou werklik ook na die Nuwe Testament toe. En weet jy, dit is presies wat Paulus ook doen. Het u dit agtergekom? In Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 tot 14. Mense se algemene persepsie van Efesiërs 1 is, dit handel oor die uitverkiesing. Wat Paulus eintlik doen is, hy beweeg van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Hy begin in vers 3 tot 6 by die Vader, daar waar ons begin het met die eerste toneel. En dan kom hy vanaf vers 7 tot 12 ook by die tweede toneel, net soos wat ons dit nou doen. En hy laat die kollig val spesifiek op die werk van ons Here Jesus Christus. Hy skryf die volgende: in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ek gee toe, iets wat analities, is seker nie so maklik om op grond daarvan 'n beeld te vorm nie, maar kom ek help u daarmee, broer en suster. Dit is die historiese orde, dit is die geskiedenis, dis hoe die geskiedenis verloop het, maar u soek 'n toneel. Ek sien 'n gebroke en bebloede man in vers 7 tot 12 op die Via Dolorosa, in die nou bleek straatjies van Jerusalem. Uiteindelik sien ek 'n gebroke figuur, bebloed en geslaan, wat hulle neerlê op 'n houtkruis op die grond, terwyl die Romeinse soldate oor hom buig met hulle hamers en hulle spykers. Uiteindelik sien ek drie kruise met 'n geweldig donker wordende agtergrond wat aanrol na daardie drie kruise toe. Desperate mense wat weghardloop vir die donker wat van agter hierdie kruise omvou. Dis deel van hierdie tweede toneel. Dit gryp 'n mens in die hart. En waar pas ons in, broer en suster? Sien jy jouself in hierdie toneel? Ons is deel van daardie mense wat in hierdie toneel vasgevang is, net soos in die eerste een, want God het aan ons die lewe gegee. Ons is nie net kunswaardeerders nie, ons staan nie net en bewonder nie, ons is nie toeskouers nie, ons is ingesluit in hierdie groot reddingsoperasie, beplan deur die Vader, uitgevoer deur die Seun op Golgotha. Hy red nie net mense in die algemeen nie, hy skep nie net die potensiaal nie,
Hy red my en hy red jou. En daarom sien ek myself ook in hierdie tweede toneel. As jy 'n helder beeld soek, broer en suster, waarom die mens hom of haarself nie kon gered het nie. U weet tog wat is 'n maalkolk in 'n rivier, of 'n maalkolk in die see. Dis daardie kolkende aksie van water, wat net een effek het, en dit is, dit trek dit wat bo is af onder toe. Nou, ons is in daardie maalkolk van sonde, wat ons aftrek na die oordeel van God. Dit is tog sinloos as iemand in so 'n maalkolk is, om op die kant te staan en skree, swem harder, probeer net meer, wag, ek gooi vir jou 'n boekie in, sodat jy kan gou lees, en sien, hoe moet jy uit 'n maalkolk uitkom. Dis tog absurd, want jy is besig om te veg vir jou lewe. 'n Boekie oor swemtegnieke en hoe om uit 'n maalkolk uit te kom, gaan jou niks help nie. Broer en suster, dit is die werklike situasie van jou en van my. Ons is besig om ondergetrek te word, ondergesuig te word. Iemand moet inspring en ons daar uithaal wat kan. Daar is net een wat kan, ons het dit gehoor in die vorige Sondag in ons belydenis. Dit is al verkondig in die Ou Testament, in die Pasga byvoorbeeld, in Eksodus hoofstuk 12. Dis dieselfde boodskap in die Ou Testament. Wat moes die Jode gedoen het? Die Jode moes uiteindelik die bloed van die lammetjie aan die deure se kusyne gesmeer het. En daardie bloed van daardie lammetjies het vir hulle gesê, daar kom een wat julle sal red. God sal julle red. Julle is slawe in Egipte. Julle is verkoop, julle is nie vry nie. Julle is besig om te vergaan. Die middelste kruis is prominent in hierdie wêreld en prominent in hierdie belydenistoneel, in hierdie belydenis-kathedraal. Dis die fundament waarop ons redding staan. En ek sien dit baie duidelik, broer en suster, want God se woord openbaar dit so duidelik aan ons. Kom ons kyk so 'n bietjie verder aan na die laaste toneel in die belydenis-kathedraal. En die laaste toneel is 'n helder, ligtende toneel, nie so donker nie, en in 'n sekere sin sal 'n mens sê ook nie so neerdrukkend nie. Dis 'n helder toneel van vuur en van vlam, van stralende gesigte en ook van my eie gesig wat stralend glimlaggend daar is. Dit is Handelinge hoofstuk 2. Dis biddende disippels, manne en vroue, die geluid van 'n geweldige rukwind, tonge van vuur wat op hulle hoofde rusplek vind. Dis die evangelie wat uiteindelik verkondig word deur 'n visserman in die strate van Jerusalem en duisende wat na hom staan en luister. Dit, broer en suster, is die werk van die Heilige Gees in die laaste toneel van hierdie hemelse kathedraal. Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 tot 14 is waar Paulus hier verwys na die werk van die Heilige Gees in ons, verseël as die waarborg van ons erfenis. Die Heilige Gees verseël die waarheid dat die eerste 2 tonele is waar, nie net vir mense in die algemeen nie, maar vir my en vir jou. Ons is deel daarvan. Ek sien myself in een van daardie figure. Daar is lig, daar is vuur, daar is warmte. Dit, broer en suster, het so anders te begin in Handelinge hoofstuk 2. In Handelinge hoofstuk 2 sal u onthou, was hierdie disippels bang, in mekaar gekrimp, versigtig om uit te gaan, wou hulle wegkruip vir die wêreld. En ewe skielik, nadat die Heilige Gees uitgestort is, het hulle vrymoedigheid om die strate in te vaar, en gewone mense praat met skrifgeleerdes en fariseërs, sonder om vir hulle bang te wees, en tog sien ek ook in hierdie toneel, daar een kant staan daar mense, kwaai, ontevrede, ongelukkig, verdag, daar is altyd ook hulle wat nie aangeraak word deur die vuur, deur die vlam, deur die
werking van die Heilige Gees, wat so duidelik aan ons verkondig word in hierdie laaste ingrypende toneel nie. Jy weet, broer en suster, die katekismes, ons belydenis is baie duidelik daaroor, dat in die Bybel word God aan ons geopenbaar van begin tot einde, as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As jy 3 note het, broer en suster, dan het jy iets van 'n wysie wat begin. Dan het jy iets waarna jy kan luister, maar 'n noot op sy eie is eintlik maar net 'n klank. Dit het nie veel betekenis nie. Maar dit is wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. Hulle is die wonderlike simfonie van God wat weer klink deur sy woord in hierdie wêreld. Hoekom is ek en jy hier? Efesiërs van Genesis, Efesiërs tot in Openbaring sê, ons is nie per ongeluk hier nie. Ons bestaan is beplan deur ons Vader. In die tweede plek is ons nie verlore in hierdie wêreld nie. Ons is deur die Seun van God vrygekoop uit die chaos en die donker van hierdie wêreld. Dit was die tweede toneel. En die derde en laaste van hierdie tonele was dat ons nie alleen in hierdie daaglikse stryd teen die sonde is nie, maar dat herlewing en vernuwing inderdaad moontlik is, want God wat geskep het, herskep ook, en hy laat sy herskepping deurwerk in ons harte deur die werking van sy Heilige Gees. Mag hierdie drievoudige troos van die waarheid wie God is, as Vader, Seun en Heilige Gees, in hierdie week werklik vir u 'n anker wees. Amen. Kom ons sing saam. Ons sing Efesiërs hoofstuk 1, vers 1, 5 en 7. Lees, broer en suster, die baie bekende
Deuteronomium 6 vers 1 tot 5. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, dat julle die Here julle God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dan lees ons ook Jesaja 48 vers 12 tot 22 wat een van die klassieke en belangrikste verse oor die drie-eenheid bevat. Luister na my, o Jakob en Israel, wat ek geroep het. Let op die ek met 'n hoofletter. Dit is ek. Ek is die eerste, ook is ek die laaste. Ook het my hand die aarde gegrond en my regterhand die hemele uitgesprei. As ek hulle roep, staan hulle daar almal. Kom by mekaar, julle almal en luister. Wie onder hulle het dit verkondig? Hy vir wie die Here lief het, sal sy welbehae voltrek aan Babel en sy mag aan die Galdeërs. Ek het dit gespreek, ook hom geroep. Ek het hom laat kom en in sy weg sal hy voorspoedig wees. Kom julle nader na my, hoor dit. Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek. Van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar. En nou het die Here aan my met sy gees gestuur. So sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou leer, wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Tot sover, broeder en suster, dan die volgende gedeelte wat ons saam lees, is Matteus hoofstuk 3, die klassieke gedeelte wat ook deur die Nederlandse geloofsbelijdenis na verwys word. Matteus 3 vers 13 tot 17, en toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom, raak net weer asseblief, hy het dood gegaan, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. En daarna het hy toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En dan 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Dan vra ons in ons belydenis, terwyl daar tog net een enige goddelike wese is, Deuteronomium 6, die Here is 'n enige Here, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waarom praat jy van 3, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En dan die antwoord, omdat God homself so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie 3 onderskeie persone die een enige en ewige God is. Daar is dinge in die lewe, broer en suster, wat ons menslike verstand probeer uitredeneer, maar dit bly vir ons 'n misterie. En 'n misterie, kinders, beteken, dit is vir ons 'n geheim, dis 'n geheimenis. Hoe kan dit wees dat 1 + 1 + 1 is gelyk aan 1?
Dit is wiskundige logika, en wiskundige logika werk met die dinge van hierdie skepping. Terwyl die dinge van God se woord en van God is natuurlik nie by hierdie skepping ingesluit nie, want God is verhewe bokant hierdie skepping. Neem nog 'n voorbeeld om dit vir uself duidelik te maak. H2O. 2 waterstof en 1 suurstofmolekuule. H2O. Dis natuurlik water. En afhangende van wat ek en jy met water doen, kan die toestand van water verskil. Water uit die kraan is vloeibaar en ek kan dit drink. Water in my yskas word 'n ysblokkie en ek kan dit in 'n glas gooi. En water in my ketel word uiteindelik stoom, dit word damp. Alles H2O. Op geen stadium het daar iets bygekom nie, behalwe energie. Dit bly 2 waterstof en 1 suurstofmolekuule. Dit het nie in sy wese enige verandering ondergaan nie. En tog kan ons baie duidelik sê, wel, daar is vloeibare water, daar is ys en daar is damp. Miskien help dit ons om 'n bietjie te verstaan waarvan ons hier praat. Van 1 wat tog uiteindelik ook 3 kan wees. Nou vraag en antwoord 25 spreek hierdie wonderlike misterie van wie God is aan. En nou moet u onmiddellik besef dat ons praat nie van 3 gode nie. Ons skei nie die 3 persone nie. Ons onderskei hulle. Ons sê net ons weet, daar is 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. Hulle is een in wese. Daar is nie 3 wat apart is van mekaar nie, ons onderskei hulle net van mekaar. U moet ook besef dat die rede waarom God so is as gevolg van liefde. God was nie eensaam nie en daarom het hy geskep nie. Die volmaakte liefde tussen Vader, Seun en Heilige Gees was so oorvloedig baie dat God geskep het. En dis daai oorvloei liefde van God na hierdie skepping toe wat uiteindelik ook tot ons gelei het. Maar God het ons nie nodig nie, want dit wat hulle het in die 3 eenheid is volmaak, 'n volmaakte liefde. Dit bly vir ons 'n diep misterie, hoe God een wese en onderskeie in 3 persone kan wees. En u kan maar weet, dit is die klassieke formulering van die synode van Chalcedon van 371 na Christus wat ek gebruik. Ek het dit nie uitgedink. En ons weet dit, want God maak dit so aan ons in sy woord bekend. Ek gaan nou 'n spesifieke beeld gebruik. Dood eenvoudig om vir u te sê, ons onderskei hierdie 3 persone. Daar is 'n dwaling gewees, wat Martin Luther ook van geweet het, dis 'n baie ou dwaling, wat gesê het dat God is amper soos 'n akteur. En die akteur werk so, die akteur speel een rol, en dan gaan hy agter dis presies die voorbeeld wat hierdie dwaling gebruik het, dan gaan hy agter die gordyn in, en dan sit hy as dit ware 'n ander masker op, en dan kom hy uit, en dan is hy weer 'n ander karakter. En so doen hy dit 3 keer, en uiteindelik wat hierdie dwaling dan doen is, hulle maak eintlik dit so dat daar is net een God en nie meer enige onderskeid tussen die 3 persone van die 3 eenheid nie. Sabellianisme was en monargisme is die 2 dwalings, as u dan nou die naam moet hê. Dis baie ou dwalings. Dit is nie hoe ons verstaan wie God is nie. Dis een wese wat saam werk uiteindelik en saam optree. En hier is die klassieke voorbeeld, natuurlik Matteus hoofstuk 3. Die Seun, ons Here Jesus, die 2de persoon van die 3 eenheid, staan fisies in die Jordaanse water. Die Heilige Gees daal soos 'n duif op hom neer, terwyl die Vader die stem uit die hemele is wat sê, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehae het. En hulle doel in hierdie aksie is die ampsalwing van Jesus, dat hy die Christus moet wees,
om uiteindelik vir ons 'n verlossing te kan wees. Dit is nie 3 verskillende maskers gedra deur een nie. Dit is 3 duidelike persone wat ons ook van mekaar nie moet skei nie, maar moet onderskei. En die spore van hierdie meer persone sien ons alreeds in die Ou Testament. Baie bekende en klassieke voorbeeld is natuurlik Genesis 1 vers 26, as God die eerste persoon meervoud vir homself gebruik, as hy sê, laat ons mense maak. En dit is nie 'n majesteits meervoud nie. Dood eenvoudig om te sê dat God is groot en indrukwekkend nie. Dit is om vir ons te sê, daar is meer as een persoon in die wese van God. Jesus later aan die kruis, as hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan is hy fisies aan die kruis en hy sê hy beleef dat God hom verlaat het. Duidelik weer eens dieselfde onderskeid in persone. En tog onderskei ons en skei ons nie, moet ons ook vashou dat God een in wese is. Altyd saamwerk, altyd dieselfde doel het en ons moet dit ook so met mekaar kommunikeer en ons moet dit ook so bely. In Deuteronomium 6 vers 4, die bekende Shema gebed, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En die Jode het dit keer op keer, 'n paar keer op 'n dag gesê, vandag nog, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, die Here is een. Ons sê dus dat hy 3 persone is, maar hy's een in wese. Die klassieke vers is natuurlik Jesaja, en ek dink baie min mense ken eintlik hierdie vers, en is eintlik jammer dat dit so is. Jesaja 48 vers 16, en nou het die Here, die Vader, my en sy Gees gestuur. Die my is die tweede persoon, en sy Gees gestuur, dis die derde persoon. Al 3 persone van die 3 eenheid in 7 of 8 Afrikaanse woorde, ingrypend. En die hervormers het hierdie ook dan beskou, en die hervormers is nou Luther, Calvin en van die ander latere hervormers, het hierdie vers dan beskou as een van die belangrikste bewyse in die Bybel van die 3 eenheid. Calvin het in sy kommentaar dan ook geskrywe, broer en suster, dat die Here hier verwys na sy eienskappe wat net hom toekom as hy sê, ek is die eerste en ek is die laaste. Jy weet, Johannes haal dit ook aan in Openbaring. Daarom is dit die Seun wat hier verklaar dat hy die Vader en dat hy en die Gees deur die Vader gestuur word vir ons verlosser. Om dit weer vir u duidelik te maak. Kyk weer na Jesaja 48 vers 16. Die stuurder is Adonai Jahwe, dis die Vader. Die gestuurde in die eerste plek is die Messias, die my, God die Seun. Die medestuurder of die metgesel is sy Gees, God die Heilige Gees. Die monargisme en Sibelianisme, met daardie beeld wat ek vir u net nou verduidelik het van een akteur met 3 maskers, is dis nie waar nie. Want dit is nie net een en dit beklemtoon net die eenheid nie. Dit is duidelik 3 persone wat in die een wese van God werk aan die skepping en die herskepping van hierdie wêreld. God stuur vir ons 'n middelaar. Hy stuur vir ons, dis die Vader stuur vir ons, sy Seun en sy Gees. Natuurlik weet ons ook, nie net op grond van Jesaja 48 vers 16 nie, dat hy uiteindelik ook uitgestuur is deur die Seun, nie net deur die Vader nie. So hierdie volmaakte liefde van die Vader, die Seun en die Heilige Gees is die rede waarom ons bestaan, is die rede waarom ons herskep word. Jy sal sê, maar is hierdie gedeelte nie baie teologies en dogmaties nie? Wat beteken dit vir my? Ek weet dit nou en ek gaan dit regtig hard probeer om dit te onthou,
dat God is een in wese en onderskeie in 3 persone, maar dit is geweldige hoë teologie hier. Wat beteken dit vir my? Raak dit my lewe op enige manier, as ek môreoggend moet opstaan en ek moet werk toe gaan, wat beteken dit vir my? Wel broer en suster, jy word gegroet deur die Here in sy seun, in 2 Korintiërs 13 vers 13, en dan wys hy self op die 3 persone in sy een wese. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Dit het betekenis vir jou daaglikse lewe. Jy gaan uit in hierdie wêreld in, terwyl die seën van hierdie 3 persone in die een wese van God op jou rus. Genade van die Here Jesus, liefde van die Vader, gemeenskap van die Heilige Gees. Kom ek maak dit nog eenvoudiger. Ek neem u na Handelinge 7 toe. Die krisis oomblik van die eerste diaken van die gemeente. Hy is besig om te sterf. Hy word tereggestel deur die valse kerk van sy tyd. Daardie mense wat gestaan en gluur daar eenkant in die 3de toneel van die vorige preek, het uiteindelik by die punt gekom dat hulle iemand in die hande gekry het op wie hulle kan wreek. Iemand wat hulle kan doodmaak vir dit wat Petrus en al die ander al gedoen het, vir die groeiende kerk wat hulle haat. Hulle het 'n mens in die hande gekry. Sy naam is Stefanus. En Stefanus moet sterf. En terwyl Stefanus sterf en hy opkyk, sien hy die Vader in sy heerlikheid. Die Here Jesus aan sy regterhand staan en uiteindelik, broer en suster, vol van die Heilige Gees, kan hy na die Vader, die Seun, toe vertrek. Wanneer ek en jy hier op aarde bid, bid ons tot die Vader, want ons is sy kinders. Bid ons in die naam van die Seun, want hy gee ons toegang tot die troon van die Vader. En doen ons dit in die krag van die Heilige Gees. Dit is nie net hoë teologie wat net deur 1 of 2 mense verstaan word nie. Dit is bruikbare daaglikse manier van lewe. Om te weet dat God in een wese is 'n Vader, Seun en Heilige Gees. Hy beskerm my, hy dra my, hy sorg vir my. En daar kom ook storms in ons lewe, net soos in die lewe van Stefanus. Siekte, dood, finansiële agteruitgang, en dan hoef ek nie te twyfel aan wie God vir my is nie. Wie God vir Stefanus was, dis dieselfde God wat my en jou God is. Die Vader hou my vas in sy magtige hande. Die Seun staan langs my as my voorspraak in hierdie wêreld. Die Heilige Gees woon en werk in my as die trooster wat my voortdurend herinner aan die werk van Jesus in my belang. Vertrou hierdie een ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons harte loop oor van dankbaarheid as ons vandag voor U buig. Dankie vir die onskatbare gawe van die woordbediening wat ons nou gehoor en ervaar het. U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Dit bring lig in die donker van hierdie wêreld. En dit vul ons met ware hitte van die vlam van die Heilige Gees. Dankie dat U vandag die ewigdurende plan van genade so helder weer vir ons opgesteek het. Ons loof en aanbid U vir die diep kosbare waarheid dat U die drie-enige God is. Die volmaakte akkoord van liefde, mag en majesteit. Wat 'n onbegryplike troos dat U die enige en ewige God ons God is. U het nie net die heelal geskep nie, maar U hou ons as Vader elkeen intiem in die hande vas. U het nie net vir ons sonde skuld gesterf nie,
maar U, ons Here, is die een wat uiteindelik ook vir ons intree in hierdie wêreld. Elke keer as ons moedeloos voel en as ons swak is. U los ons nie alleen in ons daaglikse stryd nie, maar U woon as U Heilige Gees binne in ons en U troos ons. U laat ons weer opstaan en U werk in ons. Dankie dat U drievoudige liefde ons absolute vaste anker is. Ons gaan hierdie nuwe week dan ook in met die wete dat ons omring is deur U volmaakte teenwoordigheid. Ons bring hierdie dankoffer voor U alleen in die magtige en barmhartige naam van ons Here Jesus Christus. Aan U, ons Vader, en die Seun en die Heilige Gees, kom toe al die lof en die danksegging, nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefde broer en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broer en suster, ek wil vir broer Woutie Bennek en vra dat hy sal opstaan vir 'n oomblik. Amptdraer word in ons erediens bevestig en moet ook dan amptelik ontslag ontvang in 'n erediens. En ons is baie dankbaar, Woutie, vir alles wat jy gedoen het, die tyd wat jy gedien het as 'n diaken in ons gemeente. Baie dankie vir jou toewyding. Ek weet jy het soms 'n moeilike pad gehad en baie uitdagings in jou wijk. Ons kon sien dat die Here jou genadig was en jou baie daarmee gehelp het en jou, jy weet, gelei het en uiteindelik het jy die werk gedoen. Ons is dankbaar dat ons die geleentheid het. Ons weet jou program het baie verander. Ons is dankbaar dat ons die geleentheid het om vir jou ook dankie te sê en ook eervolle ontslag aan jou te gee in hierdie erediens. As die Here jou weer roep, glo ons dat jy ook die roepstem van die Here sal hoor en sal opvolg. Baie dankie. Ons sluit af, broer en suster, met skrifberuiming 1:3. Jy kan sien dat dit is die baie bekende Johannes 3 vers 16 tot 21, vers 1, 2 en 3. Zijn
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.